Thank you, Honorable House Chair. A revolution comes along only once in... Order, honorable members. Order, honorable souls, will you take your seat? Thank you. Please proceed. Thank you, Honorable Chair. A revolution comes along only once in so many years. And about 30 years ago, there was one in which many systems and ways of doing were set aside to be replaced with new ones. Nou, 'n onderwysstelsel is baie keer 'n ding wat stukkie vir stukkie groei, inkrementeel en wat 'n onsamehangende, ingewikkelde soort van werklikheid word wat mense, onderwyshervormers, die soort mense nogal in die versoeking bring om te sê kom ons skuif alles van die tafel af en ons kry 'n hele nuwe stelsel. Die probleem daarmee is as jy 'n fout maak, dan maak jy 'n baie groot fout. 'n Stelsel wat bietjie vir bietjie reggestel word, verander word in die rigting wat 'n mens om wil hê, is baie beter as 'n totaal nuwe stelsel wat nie werk nie. Nou kom ons kyk na wat is die veranderings wat aangebring is. As ons begin by universiteite, autonome universiteite wat elkeen met sy eie volgens sy eie wet geregeer is alles onder die departement van hoër onderwys ingebring. Technikons is afgeskaf en by universiteite ingeskakel, net soos wat universiteite ook by mekaar ingeskakel is. Daarmee het ons 'n baie belangrike tegniese aspek van onderrig en van hoër onderwys eintlik prysgegee omdat technikons tweede rangse universiteite geword het in plaas van wêreldklas instellings van dit wat hulle was. Tegniese colleges wat met ambagsopleiding gewerk het en grootliks met die departement van arbeid verweef is onder hierdie nuwe departement ingebring. Tegniese colleges het ook vaardigheidsopleiding gebring en nou is daar 'n hele nuwe community education and training sektor of arm van die departement wat mense jouself afvra waarom was dit nodig om so 'n hele nuwe ene in te bring. En dan kom ons natuurlik by NSFAS. NSFAS wat 'n kleinerige beurskema was en toe oornag omskep is in 'n baie groot toelaagskema. Nou daar's twee probleme. Die een probleem is NSFAS se administratiewe struktuur was van dag 1 af nie in staat om die las te dra wat op hom gelê is nie. En dinge het nog nie verbeter nie. Die tweede probleem is dat dit 'n toelaag geword het waar mense wel toegelaat word om te studeer wat dit anders nie sou kon bekostig nie en dis fantasties. Maar daar moet altyd 'n teenprestasie wees. Onderwys is nie gratis nie. Hoër onderwys kan nie verniet wees nie. Om mense te registreer op die lopende betalingsstelsel en te sê wanneer jy begin verdien met die geld wat jy gekry het uit die staatskas, moet jy dit wat jy gekry het terugbetaal. Dan word dit 'n saak wat homself kan voortsit. Die vorige minister van hoër onderwys het inderdaad gesê dat die befondsingsstruktuur waarbinne die hoër onderwyssektor nou funksioneer is nie volhoubaar nie en sal verander moet word. Daar het egter niks gebeur nie. Dit is nie besig om beter te word nie. Trouwens, daar was 'n beleid gewees rondom universiteite wat universiteite en universiteitscolleges as verskillende klasse van universiteite tot stand gebring het om universiteite te begelei om meer doeltreffend te wees. Dit is 'n inkrementele verbetering op dit wat ons gehad het, maar ons hoor niks meer daarvan nie. NSFAS wat veronderstel was om beter te word, het slegter geword met die aanstelling van die 4 fintech maatskappye wat eenvoudig nie in staat is om die werk te doen nie. Ons sit hier so met 'n probleem dat 'n mens vir jouself moet sê wat is die sterkste manier waarop jy jou afkeer vir die verkeerde rigting van die lyn kan uitspreek en dit is om te sê ons kan nie die begroting ondersteun nie. Ek dank u.